Spelers by 'n akademie voer 'n eksperiment uit om die verwantskap te bepaal tussen die kontaktyd en die finale momentum van 'n bal vir 'n konstante gemiddelde netto krag. Toe ons gaan werk met kontaktyd, delta T, die finale momentum, PF, en 'n konstante gemiddelde netto krag, F net. Cricketbal met 'n massa van 150 gram word horisontaal teen 'n sekere aanvanklike snelheid gegooi en word met 'n kolf geslaan sodat die bal in die teenoorgestelde rigting beweeg. Die gemiddelde netto krag wat op die bal inwerk is horisontaal. Ons gaan dus werk met die massa m, die aanvanklike snelheid VI, die eindsnelheid VF en die gemiddelde krag F net. Die eksperiment word herhaal met dieselfde bal. Die gemiddelde netto krag en die aanvanklike snelheid van die bal bly konstant. So die massa van die bal, die gemiddelde netto krag en die aanvanklike snelheid van die bal is konstantes. Die kontaktyd tussen die kolf en die bal word elke keer verander. Die kontaktyd is met ander woorde die onafhanklike veranderlike. Die resultate verkry word in die sketsgrafiek getoon. So die afhanklike veranderlike, soos wat ons nou gaan sien, is die finale momentum. As ons 'n grafiek van hierdie aard kry, is dit altyd goed om te begin deur die veranderlikes te identifiseer. Op die y-as het ons die finale momentum, PF, en op die x-as die kontaktyd, delta T. Gaan soek nou 'n vergelyking waarin hierdie veranderlikes voorkom. Die impuls-momentum vergelyking is baie handig. Kontaktyd, delta T, maar die verandering in momentum. Op die y-as sien ons slegs die eindmomentum. Nou, ons kan die verandering in momentum gaan herskryf as die verskil tussen die eindmomentum en die beginmomentum. Die aard van die saak is hierdie 'n reguit lyn. En wat is die standaard formule vir die reguit lyn? Y gelyk aan mx plus c. Nou wat is y in hierdie geval? PF. So PF moet y wees. En wat is op die x-as? Delta T. So delta T is in die plek van x en wat bly dan oor? As ons daai vergelyking herskryf, dan sien ons y is PF is gelyk aan mx, x is delta T plus c. Met ander woorde, die y-afsnit is die aanvanklike momentum en F net is die helling. So hier sien jy baie duidelik, as ons kyk na die standaard vergelyking van die reguit lyn, op die y-as PF, daar is PF. Delta T is jou kontaktyd, daar's delta T op die x-as, en dan sien jy F net is jou helling. So as jy die helling gaan uitwerk, gaan jy F net bereken, en dan sien jy as jy jou y-afsnit gaan bereken, dan gaan jy jou aanvanklike momentum kry. En jy kan sien dat die y-afsnit in hierdie geval is 'n negatiewe waarde. En dit maak sin, want momentum is massa maal met snelheid. En aanvanklik beweeg die bal van regs na links. En dit is in die negatiewe rigting. Met ander woorde, 'n positiewe massa maal met 'n negatiewe snelheid gaan vir jou 'n negatiewe momentum gee. En dan by 'n sekere punt is die krag wat uitgeoefen word op die bal genoegsaam om die bal tot stilstand te bring. En dit is met 'n kontaktyd van 0,01 sekondes. En as ons dan 'n langer kontaktyd het, dan sal die bal in die
positiewe rigting begin te beweeg en gevolglik is die produk van die massa en die positiewe snelheid 'n positiewe momentum. Na daardie lang inleiding, die eerste vraag. Definieer die term impuls. Nou, impuls is die produk van die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. Nou as jy kyk na jou formuleblad, sal jy sien F net delta T en daardie produk is jou impuls. Nou in graad 12 gebruik ons nie die simbool nie, maar in fisika kry impuls die simbool J, maar ons doen dit nie in graad 12 nie. Nou alhoewel hierdie definisie baie lanklaas gevra is in 'n November eindeksamen, in die IEB wêreld word hierdie definisie baie gereeld gevra. Ongeag, jy het nodig om die definisie te ken van impuls, aangesien dit deel is van die graad 12 CAPS eksamenriglyne. Bereken die gemiddelde netto krag wat op die bal inwerk. Nou, ons het reeds bepaal dat daardie die vergelyking is van hierdie reguit lyn en ons het reeds bepaal dat die netto krag die helling is. So as ons die gemiddelde netto krag wil bereken, dan gaan ons die helling bereken. En die helling in hierdie geval is die verandering in y-waardes gedeel deur die verandering in x-waardes. En kom ons vat op die y-as 4,5 minus 0 en ons deel dit deur 0,03 minus 0,01 en dit gee vir ons 225 Newton. Volgende, bereken die grootte van die aanvanklike snelheid van die bal. Nou, jy onthou dat momentum is gelyk aan massa maal met snelheid, so die aanvanklike momentum gaan gelyk wees aan massa maal met die aanvanklike snelheid. So, kom ons vervang ons waardes in en kom ons begin met hierdie eenvoudige punt. Ons finale momentum is 4,5 en dit is gelyk aan, ons het sopas die netto krag uitgewerk as 225 Newton en hierdie waarde van 4,5 lees ons af by 'n waarde op die x-as van 0,03 sekondes en dan tel ons daarby die aanvanklike momentum. So, ons kan hierdie nou gaan herskryf en dit gee vir ons dan minus 2,25 is gelyk aan die aanvanklike momentum en dit is die massa maal met die aanvanklike snelheid. So die aanvanklike snelheid is minus 2,25 en ons deel dit deur die massa van die cricketbal 150 gram, met ander woorde 0,15 kilogram en dit gee vir ons minus 15 meter per sekonde wat sin maak want na regs is positief en aanvanklik word die bal na links gegooi. Alternatiewelik kon jy ook van daardie punt gebruik gemaak het. Nou jy kan lees by daai punt is die finale momentum 0. F net bly 225 Newton. Die tyd is nou 0,01 sekondes en ons tel daarby die aanvanklike momentum. So, presies dieselfde. 225 maal 0,01 is 2,25 en dit word minus 2,25 is gelyk aan my aanvanklike momentum, so dis massa maal met my aanvanklike snelheid. Ek deel met 'n 0,15 kilogram beide kante, die massa van die cricketbal, en dan kry ek my aanvanklike snelheid is minus 15 meter per sekonde. So of ek nou hierdie punt gebruik het
en of ek daardie punt gebruik het, ek sou by presies dieselfde antwoord uitgekom het. Dan ons laaste vraag, 2 punte getel, bietjie meer hoër orde denke geverg, maar soos jy gaan sien, as jy die vergelyking reg neergeskryf het, dan uit die aard van die saak, is dit eintlik baie voor die hand liggend. Teken op dieselfde assestelsel, die grafiek wat verkry sal word, wanneer 'n bal met 'n groter massa gebruik word, sonder om die aanvanklike snelheid en die gemiddelde netto-krag te verander. Benoem dit as B. So, wat bly konstant? F net bly konstant. Ons helling bly konstant. So die nuwe lyn gaan dieselfde helling hê. Wat gaan wel verander? Die y-afsnit. As jy onthou dat die aanvanklike momentum is gelyk aan die massa maal met die aanvangssnelheid, en daar word vir ons gesê die aanvanklike snelheid bly konstant. Dit bly minus 15. Wat verander daar wel? Die massa gaan toeneem. So dit was minus 15m met 'n groter waarde vir m, beteken dit ons y-afsnit gaan 'n groter negatiewe waarde hê. Met ander woorde, dis eintlik baie eenvoudig dan. Jy gaan teken grafiek B met dieselfde helling, maar met 'n groter negatiewe y-afsnit. Met ander woorde, die nuwe lyn gaan onder die ou lyn wees. En daar het jy dit. In hierdie geval het ek die massa van die cricketbal verdubbel van 150 na 300 gram toe. So, die hoër massa beteken 'n groter negatiewe y-afsnit, maar kyk na die hellings. Die hellings van A en B is presies dieselfde. Nou, wat beteken hierdie prakties? 'n Swaarder cricketbal beteken 'n groter aanvanklike momentum. Onthou, momentum is massa maal met snelheid. So die aanvanklike momentum gaan groter wees. Tweedens, as ons nou hierdie aankomende cricketbal met 'n kolf slaan, is daar 'n groter momentum wat basies omgedraai moet word sodat die bal in die teenoorgestelde rigting geslaan kan word. So om dit reg te kry, as jou F net dieselfde bly. Met ander woorde, as die krag waarmee jy die bal slaan dieselfde bly, beteken dit jy gaan 'n groter impuls nodig hê. So F net bly konstant. So om dit reg te kry, het ons dus 'n groter kontaktyd nodig. Laastens, wat gaan die effek wees op die eindmomentum? Weereens, die eindmomentum is die massa maal met die eindsnelheid. So as daar 'n groter massa is, maar my eindmomentum is dieselfde as by A, beteken dit hierdie bal gaan stadiger teruggeslaan word. Groter M, kleiner VF.